Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren. Met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, waternimf, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Najades van die Griekse mitologie was die nimfe van vloeiende water, spruite, fonteine, riviere en mere. Hierdie varswaternimfe is gesien as pragtig, lighartig en meestal goedaardig. Soos alle nimfe het hulle baie lank gelewe, maar was nie werklik onsterflik nie. Die Rusalki, enkelvoud Rusalka, van Slawiese mitologie was die rustelose geeste van kinders wat ongedoop gesterf het en van maagde wat verdrink het. Hulle het verskillende persoonlikhede gekry, afhangende van die streek. Om die Donau-rivier was hulle pragtige meisies geklee in misgewade, wat liedjies gesing het en verbygangers betower het. In Noord-Rusland was hulle lelik, naak en boos, en het gretig gewag om mense te oorval. Alle Rusalki was daarop uit om mans te lok, of om hulle te bekoor, of te martel. Lorelei is die Duitse legende van 'n pragtige jong vrou, wat haarself oor 'n ontroue minnaar in die Rynrivier gegooi het, en in 'n sirene verander is. Sy word geassosieer met 'n groot rots, wat op die oewer van die Rynrivier staan, wat 'n ego gee. Daar word gesê dat Lorelei vissers tot vernietiging lok. Die Nakken is 'n watergees uit Skandinawiese volkskunde. Hy is 'n skraps geklede man wat so mooi viool speel, dit lok vroue en kinders na die water waar hulle verdrink word. Aangesien nie een van hierdie nimfe sterflik is nie, is hulle nog nooit deur die moraliteit van mense beperk nie, en het hulle dus die vryheid gehad om seksueel aggressief en promiskuut te wees, sonder gevolge. Maar as jy na veronderstelde oorsprongstories kyk, kan 'n mens redeneer dat hulle ook wraak neem na 'n heel nuwe vlak. Hel ken geen Fairy soos 'n vrou wat geminag word nie. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, waternimf. Waternimfe kan manlik of vroulik wees. Hulle is aantreklik vir prooi, mense. Maar wanneer hulle in hul natuurlike habitat is, kan hulle op enige manier verskyn wat hulle wil. Hulle leef in al die vars water van die aarde. Hulle kan van een bron van water na die volgende reis, deur die spesiale waterweë te gebruik wat alle water verbind. Nuuskierige wesens geniet hulle dit om te sien hoe mense met hul daaglikse lewens voortgaan. Soos die meeste watervee geniet hulle egter die smaak van menslike vleis. Hulle neem ook by geleentheid mense minnaars, net soos Griekse mites sê. Waternimfe is buitengewone musikante en is gesog om by die meeste veebyeenkomste op te tree. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van waternimf na Engels. Waternimf. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het.
Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!